Welkom terug, jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ons het sopas na 'n voorsmaakie van Prop se nuwe enkelsnit, Die Job Moet Loop, geluister. Prop is vandag hier om al ons vrae oor die nuwe lied te beantwoord. Welkom weer eens by Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre Rizan, goeiemôre kykers. Die liedjie is eintlik geïnspireer deur Instagram of iets wat jy op Instagram gesien het. Vertel vir ons 'n bietjie meer daaroor. Ja, want jy weet ons al die as 'n liedjie skrywer hou jy altyd jou voelers op die grond vir inspirasie en ek sien toe hierdie twee kindertjies, hulle naam is Carly en Gian op Instagram wat net sulke inspirerende, hulle is kinders wat net hulle werk en help vir pappa en doen hulle huiswerk en hulle love dit om videoetjies te post. En hulle sê ding is die job moet loop, maar my pa het altyd vir my gesê die job moet loop, boetie, die job moet loop. En toe sê ek soos maar dis een van daai lekker settings. My skrywers liggies gaan toe aan en sê ek moet 'n liedjie skryf van hierdie. En min wetend, hulle is actually nogal semi-huge. Hulle verkoop nou hempies en alles verkoop op Instagram. So ja, ek wil nou nie hulle goeders noem, maar party mense ken hulle. So dit het my geïnspireer en ek skryf toe 'n liedjie. Ek self was so besig aan die begin van die jaar, ek het ons badkamer oorgedoen en alles en bietjie bakkiebouer gespeel soos hulle sê. En toe ek nou weer check op Instagram is hierdie dis hulle groter as wat ek actually gedink het. My vrou het net die ding aangestuur en ek het so 'n bietjie gebrowse, was inspired. En toe my produksie alles klaar, so kom ek agter my hulle job loop aan daai kant en dit is my so lekker dan om nou ook saam met hulle die gees van Suid-Afrika. Ons almal is nog altyd so die job moet loop. Maak nie saak wat die omstandighede en ons laat die job loop. So dis my 'n lekker natuurlike vloei van hoe dinge gebeur het. Ja, ek is so bly jy sê dit nou, want Suid-Afrikaners het 'n baie, ek wil nie sê eienaardige nie, eie soortige humorsin en ek dink dit is regtig oor verskillende kulture, verskillende rasse, ons lag vir goed wat dalk in 'n ander land nie so snaaks sou wees nie. Ja. Ek hou van bietjie sielkunde en goeders en die groot ding is met humor kan mens enige ding aflag. Soos ek nou in die liedjie sê, die wet van Transvaal bly maar knak en betaal. Vir almal is dit snaaks, verstaan? Vir almal is dit elke bondjie kry sy lontjie, elke hond kry sy dag. Bring my net jou kan en sal jy laaste lag. Vir ons is dit 'n ding van ons overcome doesn't matter what. Met bietjie humor maak dit ons sterker. Maar dis 'n sielkundige ding. As dinge so sleg gaan, dan kan 'n ou net om te lag en dan dis actually 'n baie goeie coping mechanism. Jy het nou ook genoem dat jy so 'n bietjie die politiek aanvat en so, maar die liedjie bevat humor en dan ook meer ernstige inhoud. So hoe hou jy die balans tussen die erns en die snaaks? Ja, ek dink mens vat die ernstige topics frontaal aan. Soos dit is nou 'n bietjie humor ook, dit is nie so ernstig nie, maar in die tweede versie sing ek meer as pantoffels eers regeer, dan is dit buig meneer. Dan gaan dit oor maar eintlik wie die beursie regeer in die land, is die vrouens in die huwelik in die huis, verstaan? So dis 'n baie ernstige topik, maar deur om dit bietjie weer humoristies te maak, is dit 'n ding wat mense gaan, dis die waarheid, maar ons cope daarmee. Ons vat die waarheid op die ken en dit is so dat die vrouens in ons lewens hou ons manne in plek, verstaan, wat 'n goeie ding is. Jy het altyd net hierdie manier om die spyker net op die kop te slaan. Is dit iets waarvoor jy eintlik nastreef dat jou musiek vir mense is iets waarmee hulle kan vereenselwig? Ja, ek dink dis 'n ding vir enige skrywer daar buite is en vir my is dis 'n trade of 'n skill wat ek oor jare geleer het. Dit kom nie net Chris Camille het altyd gesê mense nuus nie net en dan so 'n liedjie in die snee sien nie. Dit is harde werk om jou craft om aan hom te werk. So dis nie net die eerste keer wat ek die liriek neerskryf nie. Ek sit ure en dink aan dit, veral as ek met my dayjob so op die pad ry en dink aan dit, dan vorm ek daai lirieke tot iets wat 100% seker is dit is die regte ding wat ek wil sê. So dit voel of dit baie natuurlik voorkom, maar dit is regtig harde werk om jouself te beywer om dit die beste moontlik te maak. Ja. Jy het natuurlik die vervaardiger Marie Libbe wat aan jou sy is in terme van julle werksvennootskap. Ja. Hoekom werk dit so lekker? Ag, ek dink Marie het van die begin af met Kwaadjies het daar het Marie al saam met my gestap en al daai dinge. En elke keer as ek by hom is dan ons het daai presies daai ding van jy verwerk 'n ding totdat hy reg is vir jou en met sy denkskool is ook om 'n ding is nie net die mens dink baie, hy noem dit altyd die psychology van die ding. Hy moet reg slaan. Dit is nie net van die eerste ding wat mooi klink vir jou en wat jy verlief op raak nie. En ek dink dis daai ding tussen my en hom wat ons maak seker dat wat die ore hoor en wat die hart voel in 'n liedjie die regte ding is wat ons mense wil hoor, wat hulle gaan inspireer of net sommer laat lag. Die liedjie word op die 19de Junie vrygestel. Waarna kan mense nog uitsien om te hoor van jou in terme van musiek hierdie jaar? Ja, ek dink die groot ding is net ek hou aanskryf, so ek kyk die video 19 Junie.
ek sal nooit ophou skryf nie. So daar's klaar aan en daar's klaar 2 eintlik in die pipeline. Die een is besig om ons het eintlik klaar die musiekvideo gerekord, so ons maak daai dinge klaar hierdie week. So hy kom so Augustus se kant uit. So my groot ding is ek is 'n skrywer. Ek wil aanhou liedjies skryf en aanhou mense inspireer en laat lag. Ons sê altyd 'n bietjie lag, 'n bietjie leef. En dis al wat ek wil doen. So mense moet net uitkyk op my sosiale blaaie vir my musiek, want ek wil dit deel met die mense. Dit is my lekker. Wat is die konsep agter die musiekvideo? Ons het nou 'n voorsmaakie gesien, maar wat het julle toe besluit, luister, ons gaan nou sit en oor hierdie liedjie dink wat met oor die musiekvideo wat met die liedjie saam gepaard gaan. Wat was julle idee? Ja, ek dink vir die eerste keer het ek besluit kom ons sit 'n vol band agter my want my op die pad toer ek altyd saam met Kosie Bekes wat laas keer hier kom saam kuier het. So vir my is dit lekker om 'n vol span te kry. Ek gedink maar waar as dit nou 'n band is, waar gaan dit wees? Dit kan nie net in 'n kroeg of in 'n laapa of 'n ding soos altyd nie. Kom ons maak dit lekker en wat werk by die job moet loop en wat werk nou lekkerder as 'n trekkerskuur. Ons het eintlik hier in op Zambesi uit in 'n regte trekkerskuur in 'n workshop soos hulle sal sê, gaan skiet ons sê maar laat die dames dan aan die trekker werk en die trekker fix en die filters ruil en al daai goeters. En dit het eintlik baie mooi uitgewerk om die beeld oor te dra dat ons as mense in ons land werk lekker. Dis al wat moet te doen. Dis nie heeltemal die party vibe nie, maar dis tog iets wat eie is aan ons mense. Want die job moet loop. Dis hy. Waar kan ons kykers op hoogte bly van wat jy doen en waar hulle jou volgende kan sien, wanneer die nuwe musiek en so voort gaan uitkom? Ja, enige sosiale media platform is altyd prop_SKI. Ek dink met Facebook is dit skeek bietjie meer as II. Prop_SKI. So volg my net daar. Ek is 'n oop boek. Ek gesels graag met mense op my diens en as jy iets van my wil weet. Ja, dis maar altyd die beste om daar te gaan kyk. Ja. Dis altyd so lekker om met jou te gesels, Prop. Jy het so lekker vars en besige energie. Dit is regtig vir ons heerlik dat jy by ons kom kuier op Goeiemôre, Good Morning. Vir my net so lekker want dan kom ons met ons mense gesels. Ja, die job moet loop. 19 Junie beskikbaar. Maak seker jy gaan laai dit af op die verskillende stromingsdienste en dan natuurlik die musiekvideo wat ook op pad is. Altyd lekker om met Prop te gesels. Ons is by Goeiemôre, Good Morning op alle sosiale media platforms. So as jy vir ons wil gaan volg, gebruik daardie handle. Bly ingeskakel. Ons is nou weer terug. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. As jy ook enige van ons gesprekke gemis het, kan jy hulle gaan volg op ons YouTube kanaal. Dit is ook Goeiemôre, Good Morning.